Ek wil 'n boodskap bring vir oggend. En as ek 'n tema daaraan kan koppel, dan wil ek dit so noem, die wonder van God. Die wonder van God. Kom, vanoggend wil ek julle net in my mindframe kry, want vir my is dit, ek wil ontplof soos ek hierso staan, van die awesomeness van God. En ek lees, een oggend of twee oggende in hierdie week het ek vroeg wakker geword en ek vat die Bybel en ek lees en ek kom op hierdie teksvers af en ek doen 'n bietjie Bybelstudie rondom dit en ek ervaar regtig dit is wat die Here met ons wil deel. In Rigters 13 lees ons van hierdie paartjie wat nie kon kinders hê nie. En op 'n stadium verskyn die engel van die Here aan hierdie vrou en hy sê, weet jy wat, ek gaan vir jou kind gee. En in hierdie tyd, jy moet hom op 'n manier groot maak, want hy gaan awesome dinge vir God doen. En sy vertel dit vir haar man, en hy sê, is jy seker, het jy nie net te veel rooi vleis geëet nie? En want daai tyd was dit snaaks. Jy weet, ons het 'n verwagting dat God is daar en hy wil met ons praat. Daai tyd het julle sal nou sien dat hierdie die engel van die Here verskyn aan hulle, maar hulle weet nie wie is dit nie. Hulle weet net dat dit is iemand wat nie van hier af is nie. Moet hom nog nie opsit nie, hoor. Moet hom nog nie opsit. Werk hy nie? Skus. Die tegnologie. En hy sê toe vir sy vrou, hoor hierso, okay, kom ons bid, en as dit is, jy weet dat jy nie te veel rooi vleis geëet het nie, dat daai engel weer in jou verskyn. En op 'n stadium verskyn hierdie engel weer aan haar, en hy sy hardloop toe, vinnig na 'n man toe, en sê, hoor hierso, hy het gekom, en hy gaan toe agter sy vrou aan, en hier staan hierdie engel. En hy vertel toe nou presies wat hy vir die vrou vertel het, dat, hoorie, jy as vrou mag nie meer sterk drank of wyn drink nie, hierdie kind mag nie sy hare sny nie, hy gaan 'n Nasareëner wees. En dit is interessant, dat die heeltyd wat hierdie engel hier is, vra hulle vir hom, vir die engel, wat is jou naam? Wat is jou naam? En op 'n stadium kom Manoach, en dit is nou Samson se ouers hierdie, en hy vra toe, in vers 17, in Rigters 13 vers 17, vra hierdie, okay, is ons nou op, is ons nou heeltemal, okay, daar sê, skus. Okay, hy vra, wat is u naam? Hy sê, want ons wil weet, sodat wanneer hierdie belofte van jou, dat ons gaan 'n kind hê waar word, dat ons jou kan eer betoon op jou naam. 'n naam is en was baie belangrik, veral in die Ou Testament, want dit het gespreek van jou karakter. As iemand vir jou gesê het, hoorie, my naam is Jabes, dan het die mense al klaar 'n goeie idee gehad van wie hierdie persoon is, want Jabes het beteken die een wat smarte bring. Nee, soos ek nou vir jou sê, hi, my naam is, jy weet, ek is die een wat smarte bring. Wat is die prentjie wat jy kry van my? Nee, okay, met hierdie ou, ek wil nie te lank 'n pad met hom stap, want iewers gaan ek smarte kry. En dit is hoekom hy wil nie sê, hoorie, wat is jou naam? Wat is jou karakter? Nee. En in Rigters, net die volgende vers, sê hy sê, waarom vra jy my naam? Hy sê, dit is te wonderlik om uit te spreek. En as 'n mens gaan kyk, aan die einde hiervan, was dit Jesus wat aan hom verskyn het. Wat aan hulle verskyn het hier, om te sê, jy gaan 'n kind hê. Want aan die einde, en dit was vir my interessant, ek gaan kyk 'n bietjie na die Hebreëus, en elke keer dan sê hulle, dat die engel van die Here het aan hom verskyn.
Die woordjie vir Here daar is die existing one. Nee, hy praat van God. Nou, in die Ou Testament het hulle openbaring gehad van God wat in die hemel is. Dat hy is die enige God. En aan die einde, wat hulle toe nou 'n offer bring aan hierdie, hy sê toe nou, maar okay, jy sê nou jou naam is dit, dat dit is te wonderlik om uit te spreek. Toe sê hy, vertoef asseblief 'n bietjie by ons, dat ons vir jou 'n offer kan bring. Dat ons vir jou 'n lammetjie kan slag en vir jou 'n offer kan bring. Nou, ek wil hê die van u wat die Bybels hier het, wie nie asseblief vir my blaai na Rigters 13 toe nie. Ek wil net hê julle moet hierdie sien. Hy sê toe, in die volgende vers, hy sê, toe neem Manoag 'n bokkie en die spyseoffer en offer dit op die rots aan die Here, terwyl, okay, hy praat van, hy offer toe die rots aan die Here, hier is die existing one, so hy offer toe 'n bokkie aan God, aan die Vader, nee, en hy sê, terwyl hy, hierdie een wat aan hulle verskyn het, terwyl hy wonderbaarlik wandel voor die oë van Manoag en sy vrou. Nou ek het probeer om 'n prentjie hiervan te gaan skep in my gedagtes. Hier is hierdie engel wat aan hulle verskyn. En hy vertel vir hulle en hy sê, maar hoor hierso, my naam is wonderlik. Maar ek gaan nou vir julle verduidelik wat die woord sê. Nou, en dan, toe sê hy, okay, bly net so 'n stukkie, en toe is hulle besig om hierdie offer, om hierdie lammetjie voor te berei. Nou dit vat 'n bietjie tyd. Dit was nie sommer net 'n drive-through wat jy net gou jou dingetjie kry en jy sit hom op die offer nie. Hulle moes die lammetjie gaan haal het. Dan moes hulle hom gaan slag het. Dan moes hulle hom voorberei het. En dit het gewoonlik, weet jy wat, 'n uur, 2 ure gevat het nie. Maar dit is 'n lang proses. En in daai tyd wat hulle besig is om hierdie lammetjie voor te berei, staan hierdie engel van die Here by hulle. En hy sê terwyl hulle besig is om hierdie offer te berei, sê dit dat hy het wonderbaarlik gehandel voor die oë. Nou jy moet 'n bietjie ander vertalings gaan sê, dat hulle sê, dat terwyl hulle na hom gaan kyk het, was daar iets awesomes rondom hierdie engel van die Here. Nou kom ons gaan kyk wat beteken hierdie woord, wonderlik. Okay, die Hebreëse naamwoord wat daar gebruik word is, ek is nou nie 'n Hebreër nie, maar dit is allerhande, is Pelei. Alright. Wat beteken remarkable. My name is remarkable. It is wonderful. It is secret. Nie almal leer hierdie naam ken nie. It is extraordinary. And it is incomprehensible. Moses op 'n stadium kom en sê, wie moet ek sê het my gestuur? En ek dink, as ons eendag in die hemel gaan kom, en ons sien God se grootheid, want onthou, die naam skep 'n prentjie van daai persoon. Dit skep wie is sy karakter. Maar God wil vir ons hierdeur sê, is dat, weet jy wat, ek is te groot. As ek vir jou 'n woord gaan gee, gaan jou kop gaan my net so 'n blikkie kan sit. My naam is so groot, dit gaan jou 'n ewigheid kos, om my naam eintlik te kan verstaan. It is too wonderful, it is too remarkable, it is too secret, it is too extraordinary, and it is totally incomprehensible. En ons het 'n geneigtheid om God te vat, en om in 'n boksie te sit. En as God nie so werk nie, dan kan dit nie hy wees nie. Mense, God is groter as wat ons ooit kan besef hy is. Hy is meer awesome as wat ons ooit kan besef wat hy is. En terwyl hulle besig is om daardie bokkie voor te berei, en daai uur of 2 ure wat hulle ek dink hulle oë was meer op die engel as wat hulle hier besig was. Want ek het probeer gaan dink wat het hulle beleef, want hulle sê terwyl hulle hier
terwyl hulle besig was dit wat hulle daar gesien het, awesome. Ek dink daar was fasette. Elke keer as hulle hom na kyk, dan sien hulle iets anders, en iets mooiers, en iets meer great in hom. En dit is wie ons mee te doen het. Is hierdie God wat awesome is. Die wonder van God. Weet jy, ons leef in 'n tyd, en Noreen het dit gepraat, ons leef in 'n tyd, wat dinge nie altyd lekker gaan daar buitekant nie. Nee, die wêreld is in warboel. Daar was tyd wat die mense, die ekonome kon die markte voorspel het. Niemand kan dit meer doen nie. Daar was 'n tyd wat 'n mens goeders kon sê, maar weet jy wat, as hierdie gebeur het, gaan daai en daai gebeur, maar die wêreld is de mekaar. En die woord word waar, dat dit wat donker is, dit word uit donker daar buitekant. En ons moet pas op, dat ons oë nie gerig word op dit wat rondom ons gebeur nie. Want dit wat ons het in ons God, is groter as dit wat in hierdie wêreld is. As jy dink aan 'n probleem vanoggend, wat jy dalk moet face in hierdie week, God is groter as dit. Hy's meer extraordinary as dit. Hy is incomprehensible. He's wonderful. Ek praat in die week met ons sakemanne, en sê, ons moet weer by die plek kom, waar ons 'n liefde het vir God. Want as ons, soos Simpson se pa en ma, hierdie wonder van God beleef het, en hom gesien het, ek dink hulle kon nooit weer teruggegaan het, na hulle ou lewenstyl, terwyl hulle ontmoeting so met God gehad het nie. En ek dink net, ons moet al hoe meer ons oë begin hou op God. Want as ons hom een keer gesien het, en ons hom werklik beleef het, al jou probleme sal net wegsink. He is more wonderful than you think. Die brief aan die Laodicense sê, dat ek het hierdie een ding teen jou. Jy het jou eerste liefde verlaat. My vraag vanoggend, het ons nog 'n liefde vir God? Het jy hom lief? Wil jy tyd saam met hom spandeer? Of is daar altyd belangriker dinge? Daar is een ander plek in die hele Bybel, wat hierdie woord, wonderful, daai woordjie belei, daar's een ander plek waar hy voorkom in die Bybel. En ek wil hê jy moet saam met my blaai na Psalm 139 toe. Psalm 139. Dit is die ander plek. Okay. En dit is waar David was iemand, mense, as jy God leer ken, dan kom jy agter, dat hy is awesome. Jy wil tyd saam met hom spandeer. Dat hy is groter as alles wat ons ooit kan face. Maar nou skryf David hierso in hierdie Psalm, hy sê hierso, in vers 1, hy sê, Here, U deurgrond my, en U ken my. Hy sê, U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagtes. As daar iemand is wat jou verstaan, daar's baie keer wat jy sê, maar jy verstaan nie wat ek sê nie. Jy verstaan nie waardeur ek gaan nie. Hey, God weet waardeur jy gaan. Daar's iemand wat nou betrokke is in jou lewe. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver af my gedagtes. U deurvors my gaan en my U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie, of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van voor en van agter. En U lê U hand op my. Mense, ons moet besef, ons is stof van die aarde.
Ons is stof van die aarde. Ek het al baie keer gedink, weet jy wat, as ek maar net stof was ek neutraal, dan het ek God nie eers seer gemaak nie. Maar God het sy eie lewe in ons ingeblaas. En met daai risiko, dat hy ons sy eie wil gegee het, maak dit dat ons stof is, wat hom kan seermaak. En dan kom God, en hy sê, maar weet jy wat, ek het bemoeienis met jou. Ek het my alles gegee vir jou. Ek het my hand op jou gesit. As jy nou besef kry, dan dink jy, Here, wat maak jy? Daarom sê die Psalm in Psalm 8 ook, hy sê, Here, wat is die mens, dat jy aan hom aan dink? En die mense ken, dat jy hom nog besoek. En dan kom jy agter, maar God se liefde maak, dat hy ons nie een oomblik alleen wil laat nie. Want sy liefde vir ons is net te groot. Sy liefde vir jou is net te groot. En dan, en hier in vers 6, praat Dawid, hy het hierdie besef. En my begeerte vanoggend, my gebed is dat die Heilige Gees in ons weer daardie begeerte sal plaas. Of daardie besef sal plaas van met wie het ons te doen. Want hy sê, om dit te begryp, is vir my te groot. Dit is vir my te wonderbaar. Jy sê, om dit te besef, iets remarkable. Dat is daai woordjie wonderbaar wat hy daar gebruik. Hy sê, it is wonderful. Wow, it is secret, it is sacred. It is extraordinary. It is incomprehensible as jy begin besef die liefde wat God vir ons as mens het. Vir my om dit te begryp is te wonderlik vir my, te wonderbaar. Dit is te hoog. Ek kan nie daarby kom nie. Verstaan jy hoekom die engel aan daai pa en ma nie sy naam kon sê nie? Ek kan nie vir jou sê nie, want dit is te hoog. Jy sal nie daarby kan uitkom nie. Die wonder van God. Die God met wie ons te doen het. Nou, daar is 'n paar plekke in die Bybel wat dinge gebeur het, wat ek dink die wonder van God mooi uitgebring het. Ek weet nie, het julle al by 'n plek gaan sit wat iemand wat ontsaglik kunstig is. Het julle al gesien hoe hulle hierdie glas blaas? Wat hulle daai bol silika op daai pyp sit en dan sit hulle dit binne in die oond, dan word daai silika so papery. En dan gaan hulle en dan blaas hulle in hierdie ding in en dan. Het julle dit al gesien? Dan maak hulle glasbakke en dit van dit. En hoe hulle dit net werk en as jy, ek weet nie, as iemand wat awesome is in sy werk, jy kan baie keer net kyk, jouself verwonder oor hoe hierdie ou, hoe kunstig hierdie ou is, en hoe hy hom blaas, en hoe hy hom perfek rond maak, en dan sit hy verskillende kleure by, en dit bring fasette by in daai ding. Nou, ek wonder net, as 'n mens by 'n ambagsman soos daai kan gaan sit, en jouself net verwonder, oor waarmee hy besig is, dink net, hoe is dit, om te sit en te kyk as God besig is? Ek dink daar is iemand, wat meer 'n vakman is, as God. En, ek weet nie of julle al, wat was daai, daar was 'n boek wat geskryf was, The Divine Romance. Ja, het julle almal gelees? Weet julle van die boek? The Divine Romance. Wat daar geskryf word, vanuit hoe die engele gesien het, hoe God besig was om die skepping te maak. Toch ons praat saam. Kom ons gaan kyk, Genesis 1. Dit is die eerste plek waar ek dink mense verbaas gestaan het, en verwonderd was oor toe God besig was. Genesis 1 vers 70. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Nou, kom ons dink net 'n bietjie in ons geestesoog. Nou,
en jy sien jouself in die oë van 'n engel, of jy sien die hele proses deur die oë van 'n engel. Ek meen, hulle was daar gewees, saam met God gewees. Jy weet, al vir 'n baie, baie lang tyd. En toe kom God en hy's besig om te skep. Nou, hy het met niemand dit gedeel. Hy het nie met die engel gesê, okay, ek gaan nou dit en dit. Hy deel met die mens wat hy doen. Maar hierso begin God, en die engele ken hom nou al 'n geruime tyd, en hier is hy besig om materie te skep. En hy vat hierdie materie en hy sit dit binnekant tyd. En nou kyk hulle en sê, maar waarmee is God besig? Hy het nog nooit ooit so iets gedoen nie. En hy skep die aarde, en hy sien hoe hy die water van die land skei. Sê jy, sê, dis interessant, ek wonder waarmee is hy besig? En hy kom en hy maak plante. En hulle sien die verskillende goeders, en hulle gaan kyk in die detail wat God daarin sit. Hy gaan na van die kleinste mikroskopiese amoebas en die bakteries, en die kleinste goedjies, sit hy detail in, tot die grootste, van walvisse en olifante. En hy maak dit awesome. En hy maak dit dat daar siklusse is, en daar is 'n dag en daar is 'n aand. En ek weet nie wie van julle al bietjie, wanneer laas het julle net gaan stil sit, en gaan kyk na 'n sonsondergang nie. En 'n sonsopkoms nie. Dit is soos God se canvas. En dit verander heeltyd. Het julle gisteraand gesien? Dit was so donker gewees met die wolke. Maar op 'n stadium toe gaan die son onder die wolke deur, en hy skyn teen die wolke op, dan illuminate dit die hele aarde so. Dan staan 'n ou buitekant, en ek het 'n manier om net vir mekaar te herinner en sê, kyk daar, God is so besig om te skilder. Nou, en deur dit, wil hy net vir ons, hoekom anders doen hy dit, as vir ons as mens? Om dit te kan sien, en dit te kan beleef. Hy kon elke dag maar net dieselfde gemaak, en die son kom op en die son gaan onder. Maar hy hou daarvan dat dit anders is. Dit spreek van sy wonder, van hoe awesome hy is. En ek dink deur dit elke dag nuut en anders te maak, wil hy net vir jou en vir my sê, I love you. I love you. Want ek onthou, daar's die ouens, jy weet, ek het as 'n mens in 'n hotel bly daar by die see, en wat jy so uitkyk oor die strand, dan is daar van die jong manne wat nog baie verlief is, en al is jy oud moet jy nog baie verlief wees. Amen. Wat vroeg opstaan, en dan op die strand, dan gaan skryf hulle daarso, I love you. En dan op oggend, as die vrou lief oopmaak, en dan sien sy, dis vir my. Groot geskryf op die strand, dat almal kan sien. God like dit om dit te doen met ons. Hy doen dit met die wolke, en die son, en die reënboog. Die wonder van God. Alles wat hy doen, is om vir jou en vir my te sê, I love you. I love you. God het niks teen jou nie, hoor. Moenie dink dat as daar negatiewe goed as jou kant langs kom, dat dit is God wat dit oor jou bring nie. Hy kan nie anders as om lief te hê nie. Hy is liefde. In hom is daar geen vorm van duister nie. The wonder of God. En ek dink, hierdie engele kyk, en hulle is besig om te sien, hoe hy hierdie aarde maak, en die beauty daarvan. Sê, waarmee is hy besig? En op die laaste dag, sê dit is nou my kroon van my skepping. En hy vat grond, en hy bou 'n stuk klei. En hulle kyk so oor sy skouer, en hulle sien, wow, dit lyk soos hy.
Maar hy lê net daar. En hy sê, waarmee is hy besig? En toe dit klaar is, en hy's klaar met sorgvuldigheid, en hy het groot liefde, hierdie mens geskep het, kom hy en hy blaas homself daarin. En hy sê, dit is nie net nog 'n skepping hierdie nie. Die engele het hy geskep. Nou het hy in tyd hierdie hele heelal geskep, met die son, en die maan, en die sterre, en die aarde, en die water, en die detail daarvan. Maar nog nooit ooit, het hy van homself in dit gesit nie. En hy maak vir my en jou die wonder van God. En nou kyk ons deur die Ou Testament, en dan is daar tye wat God homself kom openbaar het, dat mense net kan, wow. Ek dink daai tyd wat Johannes die Doper se pa, die ontmoeting met God gehad het, het hy mos stom geword vir die res van die tyd. Ek dink sy asem was weggeslaan. Hoe praat jy oor dit? Paulus sê, ek was in die hemele ingeneem. En God het van my openbaar wat die evangelie is, wat die nuus is, wat hy aan die mensdom wil meedeel. Die goeie nuus, die goeie evangelie. Hy sê maar, en dan skryf hy sê daar is sekere dinge wat ek nie met julle kan deel nie. Ek het nie woorde daarvoor. Maar dan op 'n stadium kom dit waar Moses besig is om die 10 gebooie te kry. En onthou julle, hy was saam met God op die berg gewees, en toe hy nou terugkom, toe sien hy het 'n kalf gemaak. En hy vat daardie dinge, want daai 2 kliptafels, want God het met sy eie vinger op dit geskryf. Dink jy net so iets, as God op iets skryf, dink jy dit is waardevol? Maar hy kom en hy gooi dit stukkend. Hy sê, wat maak julle? As julle weet wat ek beleef het daarbo, en die awesomeness van God, sal julle nooit so iets doen nie. Sy ontmoeting met God was so, dat sy gesig het geblink. En dit is tyd dat ons weer ontmoetings met God het, dat ons gesigte kan blink. Dat mense, as jy by hulle kom, sê, dat jy het weer 'n ontmoeting met God gehad. Ek kan dit sien in jou oë. As dit in die Ou Testament gebeur het, hoeveel te meer nie, nou dat ons die Heilige Gees binne in ons het nie. Maar toe hy vir die tweede keer opgaan, toe kom God, toe kom Moses, en hy sê, Here, ek het een begeerte. Ek wil U sien. En God sê vir hom, jy verstaan, dat as jy my sien, jy nie kan bly leef nie. En God sê, nee, dit is reg. Maar nou, onthou julle daar, wat hy, en dit vind ons in Exodus 34, wat God sê, okay, hy het nou al, ek dink in die hoofstuk 32 vir God het gevra, en toe het God dit in gedagte gehou, en toe gee vir hom weer die kliptafels, en toe die kliptafels klaar is, toe sê God, okay, kom nou op hier na my toe, en hy sê, weet jy wat, ek gaan jou in die skeer van 'n rots gaan ek jou wegsteek, ek gaan jou toemaak daar, en dan gaan ek verbystap, en as ek verby gegaan het, en my aangesig is nou weg, en jy my rug daar sien, sê God dat ek sal my hand oor jou hou, dat jy nie die volheid daarvan sien nie, en dan gaan ek jou oë oopmaak, dat jy my van agteraf kan sien, deeltjies van dit. Hou julle dit? Nou kom, die van die wat die Bybels hier het, kom blaai gou saam met my na Exodus 34 toe. Exodus 34, en daar wil ek net vir julle daai vers 5 en 6. Right.
In vers 4 sê hy daarso, soos die Here aan hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand. Vers 4 sê hy, toe het hy 2 kliptafels gekap soos die eerstes, en Moses het die môre vroeg klaar gemaak, en op die berg Sinai geklim, soos die Here hom beveel het, en die 2 kliptafels in sy hand geneem. Okay, en dan in vers 5, is hierdie ding. En die Here het neergedaal in 'n wolk, en daar by hom gestaan. En hy het die naam van die Here uitgeroep. Kyk, wat is hierdie naam? Hulle sê hierso, hy het die naam van die Here uitgeroep. Nou hy sê hy het die naam van die Here uitgeroep. Wat sou die naam gewees het wat hy uitgeroep het? Ons weet nie. Hy sê nie. Okay? En dan sê hy, en toe die Here by hom verbygaan, het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, en die ongeregtigheid en die oortreding en die sondes vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. Toe hy God sien, is dit hierdie Here, Here, barmhartige en genadige God. Weet jy, as jy God sien, gaan jy so verbaas staan. Jy gaan net in lofprysing kan uitbars. Ek dink dit is, ek wil nou nie my preek voor uithardloop nie, maar dan gaan 'n dag wees, wat God die hemel gaan skeer, en ons na hom toe gaan. En ek dink daar gaan nie tyd weer meer wees nie, nee. Maar ek dink vir die eerste miljoen jaar, gaan ons net kan uitroep oor God se grootheid, oor die wonder van wie ons dien. As ons maar net 'n stukkie daarvan besef het toe ons hier op aarde was. En ek wil hê dat ons hier reeds al net 'n besef kan begin kry. Maar wat vir my baie interessant is, van hierdie gedeelte van waar Moses in die skeur van die rots is, en hy verbygaan, wie het uitgeroep die naam van die Here? Wie het uitgeroep, Here, Here, barmhartig en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou? Wie het dit uitgeroep? Praat met my, kom ons preek saam. Jesus roep dit uit. Moses het daar gestaan, en hy het 'n klein bietjie gesien, want God se hand was oor sy oë, en dit was in 'n wolk, en die rugkant van God gesien. En ek dink al wat hy daar gestit het, en hy het net verbaas gestaan oor die klein bietjie openbaring wat hy gekry het in daai dag. Maar Jesus, want as jy gaan kyk, dat daar so staan, dat hy het uitgeroep. Dit is in hoofletters skryf. Jesus moes uitroep en vir hom interpreteer wat hy sien. Jesus kon sy naam uitroep, want hy ken God. Moses, jy ken dalk 'n klein bietjie. En daar was 'n openbaring van God. En my begeerte is, dat ons weer op 'n plek sal kom, waar ons sulke ontmoetings met God kan hê. Wat ons in verbasing kan staan, oor die awesomeness van wie hy is. En dat wanneer ons met mense praat, en hulle sy naam eintlik gebruik, dat ons nie religiously daaroor sal wees, en sê, weet jy wat die Here sê, jy mag nie sy naam eintlik gebruik nie, jy mag nie so nie, jy mag nie dit nie, want dis 'n afstoot. Maar het jy uit 'n liefdesverhouding vir haar kan sê, weet jy, daai naam is 'n naam wat gegee is, waarin ons gered kan word. Dat jy in liefde kan sê, vir my beteken daai naam alles. En dat in die manier wat jy met daai persoon praat, dat hy sal besef die grootheid van dit waarmee hy besig is, as hy dit aanroep. Dat hy dit in ons kan sien. Maar voordat ons dit so kan doen, ons het nodig om daai openbarings te kry. Ons het nodig om dit te kry. Ons gaan in tye in die jaar wat voor lê. Dit gaan nie makliker word in hier op aarde nie.
Nee. Maar vir die kinders van God, wat die openbaring van sy wonder het, gaan vir ons 'n breeze wees. Want hierdie wêreld is nie ons bron nie. Jou werk is nie jou bron nie. Besef dit. God alleen is jou bron. As jy deur 'n tawwe tyd gaan, hou jou oop God. Doen jy wat jy moet doen hier, soek jou werk en al daai, maar jou oë is op hom gerig. Kom ons besef net weer wat die wonder van God is. Ek wou nog so baie gepraat het, maar ons tyd het aangestap. Ek sal volgende week afsluit met hierdie. En daar is nog 2 awesome goeders wat ek met julle wil deel rondom die openbaarmaking van die wonder van God. Is dit reg so? Kan ons in hierdie tyd net weer 'n begeerte kry om tyd saam met hom te spandeer? 'n Begeerte kry in ons hart. Sê Here, ek wil dit wat dringend is, bietjie eenkant skuif. En ek wil uitkom by dit wat vir my belangrik is. Ek wil by U uitkom. Ek wil tyd uitkoop om tyd saam met U te spandeer. Dat ek die openbaring van U wonder kan kry. Kom ons sit so dan bid ons. Here, ons het U nodig. Ons het nodig, Here, dat ons sal ervaar hoe U liefde oor ons uitstort. Ons het nodig om te ervaar hoe U ons liefhet. Here, sodat ons U lief kan hê. Here, sodat ons, Here, daardie overwhelming ervaring in daai ervaring kan leef en kan sê God het ver oggend. Ek weet hy leef, want ek het ver oggend met hom 'n ontmoeting gehad. Ek weet hy leef, want ek het ver oggend sy stem gehoor waar hy vir my sê, I love you. Help ons dat ons oë sal oopmaak. Here, dat ons die wonder van U kan sien rondom ons. As die son sak in die middag, dat ons kan hoor hoe U vir ons sê. Here, dat as ons sien hoe iemand anders 'n ander een help, dat ons kan sê, I've seen God. Open ons oë. Dat ons nie die negatiewe, dat ons nie sal fokus op die negatiewe nie. En Here, dat ons nie dat ons nie heeltyd die negatief voor oë sal hou nie. Maar Here, dat ons sal uitkyk waar U Jouself aan ons openbaar. Want dit is daagliks en dit is orals. Help ons om ons fokus te skuif, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.